Het jy al ooit aan die einde van die maand gekom en gewonder, waartoe het my geld gegaan? So finansiële beplanning is goed, maar hoe meet ons dit en hoe maak ons seker ons bly op die wenpad? 'n Basiese begroting is 'n manier hoe ons dit doen en in hierdie episode ontwikkel ons dit verder. In die vorige 4 episodes het ons gekyk na finansiële beplanning, ons het gekyk na verskillende planne, ons het gekyk na kort en langtermyn doelwitte en ook wat gebeur as die lewe gebeur, so jy kan gerus daarna kyk. Vir Februarie doen ons basiese begrotingontwikkeling, Maart spaarstrategieë, April skuldbestuur, Mei doen ons beleggingsbeginsels en Junie finansiële beplanning vir paartjies. 'n Begroting is nie net vir mense wat sukkel met hulle geld en hoe om dit te bestuur nie, maar dit is vir almal wat net beheer wil neem van hulle finansies. 'n Begroting is 'n manier hoe jy vir elke rand 'n werk gee in jou begroting en hoe jy dit monitor en meet om seker te maak jy bly op jou plan. Wat sê die woord? Spreuke 21 vers 5. Die planne van die hardwerkende lei na wins, maar alles wat ongeduldig is, lei net na armoede. In hierdie gedeelte in Spreuke 21 sien ons dat harde werk, opoffering lei na wins. So ons moet woeker met ons geld, maar ons moet dit ook goed beheer en dan is daar 'n einddoel van ons sal sukses behaal. Veral as ons dit op die regte manier doen en op die woordse manier doen en dit maak my opgewonde. Maar alles wat hastig en ongeduldig gedoen word, goed wat ons nie mooi oordink nie en wat buite ons planne val, daar gaan 'n verlies wees. Dit lei na armoede toe. 'n Begroting is 'n plan. Dit is nie gebaseer op geluk nie. Ons speel nie hierso die lotto nie. Ons gooi die dobbelstene in hoop dat ons aan die einde van die maand gaan wen met ons finansies. Die begroting is 'n plan, riglyne wat ons kan gebruik om seker te maak ons wen met ons finansies. So het ons 'n inkomste en uitgawes. En dit is die basiese 2 goed waarop 'n begroting gebaseer is. So die inkomste kom in met 'n salarisstrokie, 'n werk wat jy doen, of 'n besigheid inkomste, hoe ook al, maar ek het gesê, hier ontvang ons nou 'n salaris van R10,000. En dan weet ons, het ons verantwoordelikhede, goed wat ons moet betaal, elke maand, ons moet kos koop, water en ligte betaal, ons het telefoon, ons het huur, ons het voertuie wat ons moet betaal, en op hierdie voorbeeld sê ons, okay, ons uitgawes is dan nou R6,000 op 'n maand. Dan kom ons by kontantvloei, en hierdie is baie belangrik. So as ons 'n R10,000 se inkomste gekry het, en R6,000 se verantwoordelikheid wat ons as uitgawes moet betaal, kom ons kontantvloei op 'n positiewe R4,000. En kontantvloei is baie belangrik in die sin van, dit is die enigste manier hoe ons welstand kan bou, is om ons kontantvloei op te pas en te verseker dat dit altyd positief is. Laat ons nie meer uitgee as wat ons inkry nie. As ons 'n volgende voorbeeld gebruik en ons gaan op dieselfde salarisstrokie wat ons ontvang met 'n R10,000 se inkomste, maar nou is ons uitgawe baie meer as ons inkomste. Nou het ons 12,000. Ons het miskien nou iets onnodigs gekoop, ons het te veel gaan uit eet, televisie, golfstokke, wat ook al jou stokperdjie is wat ons oorspandeer het, en nou sit ons met 'n probleem. Inkomste is 10, maar die uitgawes is 12,000. So nou het ons 'n negatiewe kontantvloei van R2,000 en dit moet van iewers afkom, so of dis nou op 'n kredietkaart of jy het geld gaan leen waarop jy weer rente moet betaal, en hierdie het 'n negatiewe kontantvloei effek wat maak dat jy nie in jou toekoms kan belê nie, dat jy nie kan spaar nie, dat jy nie jou basiese behoeftes kan dek nie, want jy oorspandeer. Hierdie is 'n basiese en 'n baie praktiese voorbeeld, maar dit is die werklikheid waarin ons sit party daar. Baie mense spandeer hopeloos te veel, hulle spandeer bo hulle inkomste, en dan sit hulle frustreerd en hulle wonder, Here, waar is U in hierdie situasies?
maar dit is hulle self wat hulle in daai situasies gesit het en nie die Here nie. Maar hy is genadig en hy sal jou tegemoet kom, maar dit moet wees dat ek en jy op 'n plek van dissipline kom en nie meer spandeer as wat ons verdien nie. Ek het in 'n artikel gelees en hulle het gesê die gemiddelde salarisvlakke spandeer meer as 80% van hulle salaris binne die eerste 5 dae vandat hulle dit ontvang. En dit beteken vir die res van die 20 dae moet hulle met 20% van hulle salaris probeer uitkom. En dit klink vir my moeilik. En dit is teen die realiteit waarin ons sit. Mense het soveel verantwoordelikheid, soveel skuld, selfone, voertuie, karre en huur om op 'n lewensstandaard te wees wat hulle dink hulle verdien, maar wat hulle nie werklik kan bekostig nie. En dit sit vir hulle in ongemaklike omstandighede en dit maak hulle hartseer. En hulle dink, maar hoekom is ek in hierdie situasie? En ons moet hand opsteek en sê, weet jy wat, dit is besluite wat ek en jy gemaak het, verkeerdelik soms, wat ons in daai situasie gesit het. So hoe kan ons dit bekamp en hoe kan ons seker maak dat ons nie in hierdie situasie is nie? Hoe kan ons seker maak dat ons kontantvloei positief bly, sodat ons nie meer geld spandeer as wat ons inkry nie? So die begin van 'n basiese begroting is gaan lys al jou inkomstes wat jy ontvang en al jou uitgawes en jou verantwoordelikhede wat jy moet nakom. Dan op jou uitgawes gaan klassifiseer jy hulle. Kos, vervoer, behuising en dan al jou uitgawes sit jy onder daai kategorieë sodat jy kan sien waartoe jou geld gaan. Jy kan dit verder vat en dan gaan sê jy wat is vaste uitgawes en wat is veranderlike uitgawes. Vaste uitgawes gaan nie verander nie. Dit is 'n huispaaiement, 'n motorvoertuigpaaiement, skoolfooie, versekering, sekere uitgawes wat net elke maand dieselfde is, 'n telefoonrekening dalk. En veranderlike uitgawes is goed wat elke maand verskil. Dit is jou uiteet, jou kosaankope, jou vermaaklikheid, geld wat jy op jou stokperdjie spandeer. Hierdie is geld wat elke maand verander. Jy het 'n keuse hoe baie of hoe min jy op daai uitgawes wil spandeer. So as jy al jou inkomstes gelys het, al jou uitgawes gelys het en in kategorieë gesit het, seker gemaak het jy weet hierdie is vaste uitgawes, hierdie is veranderlike uitgawes, hier het ek spasie om te beweeg, dan sal jy 'n som kan maak om te sien, het ek 'n positiewe kontantvloei aan die einde van die maand of het ek 'n negatiewe kontantvloei op die einde van die maand? Spandeer ek minder as wat ek inkry of spandeer ek te veel en moet ek dalk gaan kyk op daai veranderlike uitgawes? Waar moet ek begin sny om seker te maak dat my kontantvloei op die einde van die maand positief bly? Die uitdaging van die week, en hierdie is 'n simpel ene. Soos julle agtergekom het ons nou deur hierdie hele episode gesels van 'n begroting. So ek daag jou uit, gaan ontwikkel jou eie begroting. Skryf jou inkomste, skryf jou uitgawes en ontwikkel dit. En maak seker dat jy positiewe kontantvloei op die einde van die maand het. En as jy nie, gaan terug en gaan kyk wat se uitgawes jy kan sny om te verseker dat jy wel op 'n positiewe kontantvloei op die einde van die dag kan eindig. Dit is die doel, want uit daai positiewe kontantvloei uit kan ons welstand bou vir die toekoms. So dit maak nie saak hoeveel jy verdien op die einde van die maand nie, maar dit is hoeveel van daai inkomste oorbly in die einde van die maand. As ek 'n praktiese voorbeeld kan vat, jy kan R100,000 'n maand verdien, wat baie geld is in Suid-Afrika, maar jy kan R105,000 se uitgawes op die einde van die maand hê en 'n negatiewe kontantvloei. Maar soos hierdie voorbeeld kan jy dalk net R10,000 verdien en jou uitgawes is R6,000, dan het jy 'n positiewe kontantvloei van R4,000 wat maak dat jy finansiëel beter af is as iemand met 'n salaris van R100,000. En ek hoop dit is waar die liggie aangaan, dat dit is nie hoeveel jy verdien nie, maar hoeveel jy op die einde van die dag oor het van jou finansies, en dat jou finansies so moet beskerm en te verseker, dat jy in 'n positiewe kontantvloei bly, want hier sit jy nou in 'n posisie waar jy daai oorige geld kan spaar vir 'n noodfonds, of kan belê in die toekoms, bates kan aankoop, wat weer inkomste vir jou genereer,
En dis waartoe ons wil werk, om finansiëel vry te wees en dit wat die Here vir ons gegee het op 'n beter manier, goeie rentmeesterskap en hom te eer vir wat hy in ons lewens gee en wat hy doen. Ek wil graag net hierdie sessie vir ons afsluit en ek is opgewonde waar julle elkeen julle begroting gaan ontwikkel in hierdie week. Dankie Hemelse Vader dat ek elkeen wat luister net in die handpalm kan neersit, Vader. Dankie dat U hulle in hierdie week sal bless met U wysheid en insig en seën, Here, waar hulle hulle finansiële begroting gaan ontwikkel, Here. Wys vir hulle waar is daar plek waar hulle beter met hulle finansies kan werk, Here, sodat hulle op 'n beter plek kan wees, Vader, waar U hulle kan gebruik en waar hulle beker so oorloop, Here, dat hulle meer as genoeg het, sodat daai seëning kan oorloop na ander mense toe, dat ons hulle kan help, Vader, en 'n impak kan hê in ons omgewing, en ons eer U daarvoor, in Jesus naam, amen. Baie dankie dat jy deel was van hierdie sessie. As jy iets gekry het, deel dit, deel die challenge, vertel ook vir mense waarmee jy besig is, hoe jou begroting lyk, en kom ons wens saam, tot 'n seën vir julle. Lekker week.